En goeiemôre al my kykers op TikTok en Facebook en waar jy ook al is. Daar's 'n paar duisend van julle, dit wil ek darm, daar's 'n paar duisend van julle. Ek wil gou vanmôre met julle gesels. Ek het gister vir julle, jy sal sien ek het 'n upper room se prentjie op. Maar ek wil twee goed genoem vanmôre. Ek kry alkohol 'n dagstukkie en volgens 'n dagstukkie het Len verwys na Lukas 2 vers 10. Lukas 2 vers 10 kom eintlik daarop neer is die oes is groot, maar daar is te min arbeiders om die oes te gaan kry. En waarop dit neerkom as ek dit so vinnig verstaan is, dit is die Here wat sy oes is, sy woord word nie verder versprei, genoeg versprei nie. Want kyk die Bybel, mens moet ook die Bybel verstaan. Dit is nie 'n maklike boek om te verstaan in sekere opsigte nie. Dit is eenvoudig om te kan lees, ja, maar daar is 'n dieper betekenis in elke gedeelte van die Bybel. En dis hoekom ek vanmôre oproep en ek het julle gistermiddag my boodskap uitgestuur en julle genooi. Dit is aan Watermeierstraat hier in Naam van Park Bloemfontein. Want ek vanmôre as ek môre kerk toe gaan, dan daar's een vers wat ek wil met Helene en François, ek wil meer insig gee omtrent dit is die vers is Psalm, en myself nou kry so. Dis Psalm 10, vers 2. In sy trotsheid vervolg die goddelose die ellendige, laat hulle gegryp word in die listige planne wat hulle uitgedink het. Nou, ek probeer dit verstaan, maar jy sien, dit is die lekker ding van die upper room. Ek kan môre daar gaan en ek kan beter inligting en ek gaan beter kan verstaan wat hulle is, hulle is geleerde mense, hulle verstaan die woord van die Here en die Bybel baie beter. Want dis dit lekker is vir my van die upper room is, jy kan so toe gaan en hulle kan jou leer en hulle kan vir jou wys, hulle kan vir jou begrip gee van wat in die woord staan, dat ek het reg verstaan. Want dit help nie net, jy gaan en lees 'n stuk in die Bybel uit en dan dink jy, okay, wel A, B en C, dit beteken niks. Die woord van die Here is geskryf vir 'n rede. En daar is predikers wat die vermoë het wat God vir hulle gee om vir ons te kan help om dit beter te verstaan. Want jy moet hierdie woord van die Here in die lewe kan toepas, dit ek het so stel. Maar ek nooi julle weer uit vanmôre, maar hierdie stukkie het ek maar net voor vanmôre dat ek 'n deel van daai stukkie wat Len gegee het van Lukas 10 vers 2, dat ons moet meer oor die Here praat, ons moet sy woord versprei. Jy weet, as jy gaan kyk wat in die wêreld aangaan, kyk wat gebeur in Israel en Iran, en weet julle mense, dis terrible. Maar as jy ook gaan kyk, dit word voorgeskryf in die Bybel, dat hierdie goed gaan gebeur. En voor die einde kom, want onthou as die einde kom, is dit klaar, hier op aarde, is jou tyd verby. En die wegraping gedeelte is ook in die woord. Jy weet nie wanneer dit gaan wees nie. Jesus sê dit vir jou duidelik. Jy gaan nie weet nie. En die enigste een wat sal weet wanneer dit gaan gebeur is God. Onthou, Jesus het vir ons sondes gesterf en sy bloed het ons gewas om ons skoon te maak. En ons het so groot geleentheid om elke dag voluit te leef en ons kan 'n vir ewige lewe hê, die dag wat ons doodgaan. Maar ons moet net ons saak met die Here reg hê en ken sy woord. Maar hierdie is my stukkie vir vanmôre. Ek sal later gaan 'n bietjie besigheid ook gesels, want daar's 'n ander plan wat ek ook natuurlik en wat ek al gedink het, want dit is 'n nuwe ding. Maar in elk geval, ons praat weer, maar asseblief, julle moet môre kom. Watermeierstraat, Lange van Park. My WhatsApp nommer is 0637424388. Ek sê vir julle verduidelik, ek kan nie wag om julle te sien nie en moenie skaam wees. Dit is stupid om skaam te wees. Ek ken baie mense in my lewe en al honderde mense al vir my gewerk. En hoekom is jy skaam? Wees trots op jouself. Die eerste persoon wat jy die liefste voor moet wees in jou lewe, is ken jouself. Wees lief vir jouself. Kyk na die 10 gebooie, lees met die 10 gebooie, sommer van 1 tot 10 vanoggend net weer. En dan kyk of jou pad aangepas kan word, om volgens die wil van die Here te leef. Okay, julle moet 'n lekker dag hê, ons chat later, en ek sê altyd, I'll be back. En in my lewe, never give up, never say die.